So. Ek speel baie sag, so as jy sê ek moet opgaan is maar. Ek sal na die tyd gaan drink, die bottel. Dink hulle moet die nagmagglasies groter maak. Sag. Okay, skus. Ja, maar ek het gedag jy spraak met hulle. Ek moet daai moeilike ene doen. Okay. Stream nou is alles aktueel. Ek kon net sê wanneer hulle opmaak, hè. Okay, goed so. Ek sal nou net iets sê. I've got your number. It's a fire, it's so much of fun. Die stem, dan gaan we jullie ja, nee? Ja, ik ga het niet zeggen. Maar die zegt het nog maar, die zegt het nog van mensen in ons van mensen. Zo dit is ja, dank je. Salome, kan jij ook venster brengen? Breng venster. Maar ek kry dis time of the year. Ja, al die Oei, is baie goedjes in die stem. dis Ik kan het hier weg. I'm so glad. I'm screeching, yeah. No, not with me. Jy is nie baie. Dankie vir my.
Goeiemôre almal. Welkom ook by almal wat by ons lewendige uitsending inskakel. Dankie vir almal wat hier is. Dankie vir almal wat betrokke is. Daar's 'n volgende skyfie, sukkel die remote weer vanoggend. Net om te sê wie is almal dat julle kan sien die redelike span wat daar betrokke is vandag. Baie dankie vir julle oefening, julle insette. Ons waardeer dit dat 'n klomp van julle van buitekant af hier saam met ons ook is. Vandag is Palmsondag en ons het so 'n gemengde Palmsondag, Passiesondag erediens. En is 'n baie musiekdiens. Daar gaan nie 'n preek wees nie. Dit gaan 'n diens wees waar daar soos amper met 'n kerssangdiens waar daar skriflesings is en musiek en gedigte wat mekaar afwissel. Daar gaan terwille van vloei gaan daar min aankondiging wees. Ons gaan probeer dat na skriflesing gaan daar dikwels 'n oomblik stilte wees. En dan sal daar soms musiek wees of soms 'n volgende skriflesing. Ek gaan nie alles aankondig nie. Alles is op die skyfies. Maar as daar 'n oomblik stilte is, gebruik die stilte vir 'n oomblik van stil nadenke. Ek gaan daarom die offergawe skyfie ook nou wys terwille van die mense wat by die huise is. Die offergawe sal soos gewoonlik die bankoffergawes by die eerste deure en die deurkollekte by die tweede deure opgeneem word wanneer jy uitbeweeg. Maar terwille van die mense wat livestream het ek gedink om die offergawe skyfie nou te wys, dan kan julle nou al die offergawes doen, dat aan die einde mens in stilte vir 'n oomblik kan wees. Ons gaan eindig, Marianne hulle gaan 'n lied sing aan die einde, laat daar stilte daal. Na die lied gaan ek 'n gedig lees, Stil, deur Jan Richardson. En dit is die einde van die diens. Daar gaan nie 'n seën wees nie. Die idee is dat ons in stilte ingaan en dan in stilte uitbeweeg uit die kerk uit as 'n tipe van 'n voorbereiding vir groot lydensweek wat kom. So daar gaan nie 'n seën na die diens wees nie. So as ek klaar die gedig gelees het, kan julle sit en nog 'n oomblik in die stilte vertoef of jy kan opstaan en uitbeweeg, soos dit ook al vir jou gemaklik is. Kom ons raak 'n oomblik stil en raak bewus van die gekruisigde, opgestane, lewende Christus, in wie se teenwoordigheid ons vanoggend hier by mekaar is. Een ding wat ek dalk nog moet sê, die diens is redelik tweetalig, aangesien ons heelwat gaste het wat Engels is. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië teen die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels met die opdrag: "Gaan na die dorpie daar voor julle, en sodra julle in die dorpie ingaan, sal julle 'n vasgemaakte donkievul vind waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand julle vra waarom doen julle dit, sê dan: die Here het hom nodig en hy sal hom dadelik hierheen terugstuur." Hulle het gegaan en 'n donkievul gevind, vasgemaak by 'n deur buite op die straat en hom losgemaak. Van die mense wat daar gestaan het vir hulle gevra: "Waarom maak julle die donkievul los?" Hulle het hulle toe geantwoord soos Jesus beveel het, en die mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkievul na Jesus en gooi hulle boklere oor hom, en Jesus het op hom gaan sit. Baie mense het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander het weer takke met blare wat hulle in die veld afgekap het. Die wat voorgeloop het en die wat gevolg het uitgeroep: "Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom, die van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste." Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan, en nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12.
In die naam van God wat op die troon is, in die naam van die Lam wat vir ons geslag is, in die naam van die Heilige Gees wat in ons woon. Ek wil julle nooi om die responsoriese aanvangswoord saam met my te doen. Hosanna. Die een vir wie ons so lank voorgewag het, die Messias, het gekom. Hy het Jerusalem binnegegaan, nie op 'n perd se rug nie, maar op 'n nederige donkie. Die prins van vrede het gekom, die een wie ons wonde genees. Alles wat voorspel was, het Christus kom vervul. Ons wil hom eer betoon en kostelike parfuum oor sy voete gooi. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Hosanna. Kom ons staan vir lied Vlam 171 Hosanna. Kom ons lees Filippense 2 vers 5 tot 11. Ons gaan dit ook responsories saam lees. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, homself verneder. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Kom ons aanbid vir God en vir Christus, God drie-enig, met die woorde van Here I am to worship. You
Ons is vanoggend hier by mekaar om U te aanbid. Ons is hier by mekaar om U naam groot te maak. Om te kom buig voor U. Waar ons gaan terugdink aan die lydensweg wat U gestap het. Waar ons in herinnering gaan roep dit wat U moes deurgaan vir ons. Terwyl ons met musiek en woord die Via Dolorosa stap vanoggend, Here, wil ons vra dat U in ons sal werk, dat U iets van die verhaal wat ons eintlik so goed ken, in ons lewens sal neerslag vind. Ons sal aanraak op 'n nuwe manier vanoggend, Here. Dat sy uitstap, die bewus van U genade, U vergifnis, U versoening. En dit wat U vir ons gedoen het. Ons kom lê nou ons lewens voor U neer. Amen. It was 2 days before the Passover and the festival of unleavened bread. The chief priests and the scribes were looking for a way to arrest Jesus by stealth and kill him. For they said, "Not during the festival, or there may be a riot among the people." Jesus was in Betanië, in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles, egte, baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het nog tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf, as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Judas Iskariot, een van die 12, het na die leierpriesters gegaan met die doel om hom aan hulle oor te lewer. Hulle was bly toe hulle dit hoor en het beloof om vir hom geld te gee. Daarop het hy na 'n manier gesoek
Daarna het hy na 'n manier gesoek om hom op 'n gepaste geleentheid oor te lewer. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet?" Hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die stad toe. Daar sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: Ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei." Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die paasmaaltyd voorberei. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet." Hulle was onthuts en een na die ander het hom gevra: "Dis tog nie ek nie?" Hy sê toe vir hulle: "Dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie." Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle, en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink." Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Ons gaan die nagmaal 'n klein bietjie anders vier vanoggend. Julle gaan moet vorentoe kom om te kom haal sodat ons nie almal aan die handvatsels en goeders vat nie. So hier gaan 'n paar stasies wees waar julle nagmaal kan kom kry. Ek sal voor by die tafel wees. Daar sal 'n eredienswerker daarso by die rolstoelplek staan. Hier sal 'n eredienswerker hier by die kruis staan. Dan sal daar 'n eredienswerker daar agter staan en daar sal ook 'n eredienswerker aan daai kant agter staan. So ek wil vra dat die mense naaste aan 'n punt maar na daai punt toe beweeg en dat ons op die manier 'n vloei kry waar ons nie te veel opeenhoping het van mense nie. Ek wil vra probeer maar om social distancing te handhaaf ook wanneer jy die nagmaal gaan haal. Die glasies is versprei sodat jy nie noodwendig aan 'n ander glasie hoef te vat nie en ons het weer wafertjies in sakkies wat dan maklik is om te vat en wat mooi gesaniteer is terwyl van al die tipe goeders.
So ek wil julle nooi om die nagmaal te gaan haal en dan in die banke te gaan sit weer en dan gebruik ons almal saam die nagmaal. Ek gaan die nagmaal net instel en dan sal ek die instellingswoorde, wat noem jy dit, die uitdelingswoorde sal ek dan doen wanneer ons in die banke is. Ons het nou net gelees dat die Here self die nagmaal ingestel het. Daarvan getuig Paulus ook in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Eredienswerkers, julle kan maar vorentoe kom. Twee sappe, 2 trays met sap. So die trays met die skinkborde met die sap sal hierso by die rolstoele wees en dan aan daai kant agter vir die van julle wat graag wil sap hê. Jy kan maar die nagmaal gaan haal waar dit vir u gemaklik is.
Is enigiemand dalk oorgeslaan met die brood of die wyn? Iemand wat nie kon opstaan dalk om te kom nie? Kan ons iemand bedien? Lyk my nie so nie. Dankie, eredienswerkers. Die brood wat ons eet en breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan, glo dat Christus se liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sonde. Die wyn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan, glo dat Christus se bloed gevloei het tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Uit liefde vir ons het God ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God die Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Here, dankie vir die tekens van wyn en brood, wat deel raak van ons liggame, sodat ons seker kan weet, so deel soos wat dit deel raak van ons, so deel het ons aan u liggaam, en het u ons verlos en is ons sondes vergewe. Waar ons groot lydensweek binnestap, herinner hierdie tekens ons aan die lydensweg wat u moes stap, ter wille van ons. Daarvoor wil ons u loof en prys en buig in aanbidding. Amen. And Jesus said to them, "You will all become deserters, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. But after I am raised, I will go before you to Galilee." Peter said to him, "Even though all become deserters, I will not." Jesus said to him, "Truly I tell you, this day, this very night, before the cock crows twice, you will deny me 3 times. But he said vehemently, "Even though I must die with you, I will not deny you." And all of them said the same. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, "Bly hier sit totdat ek klaar gebid het." Hy neem toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het erg ontsteld en beangs begin word en sê toe vir hulle, "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak." Hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid dat, as dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, "Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my af weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil."
Hy kom en vind hulle toe aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur lank te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë het swaar geword. Hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Hy kom toe 'n derde keer en sê vir hulle, slaap en rus julle nog steeds? Genoeg, die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai, is naby. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan saam met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daarby gestaan het, het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer, en julle het my nie gevange geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het hy al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'n sekere jong man is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Trembling with fear, alone in the garden, battle before the final war. Blood became tears there in the garden to fall upon the darkness the light, and the darkness stood still. Two choices, one torch at will. And there, once the choice had been made, how the world could be saved by the one in the garden. Light of the dawn was seen in the garden, gentle eyes, so sadly wise. Angels appear, they come to the garden, clothed with sighs, they realize
So they hear simply now to be near. He's no longer alone. They stood by him and more. Jesus weggelei na die hoëpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerders het almal daar saamgekom. Petrus het hom op 'n afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnehof van die hoëpriester se woning. Daar het hy hom saam met die wagte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het geprobeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak, maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê: "Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is, vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie." Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Toe het die hoëpriester in die raad opgestaan en Jesus begin ondervra. "Verweer jy jou glad nie?" het hy gesê. "Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring?" Maar Jesus het niks gesê nie en hom glad nie verweer nie. Die hoëpriester het hom verder ondervra. "Is jy Christus, die seun van hom, aan wie die lof toe kom?" het hy hom gevra. "Ek is," het Jesus geantwoord. "En julle sal die seun van die mens sien, waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel." Toe skeer die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê: "Waarvoor het ons nog getuienis nodig? Julle het die godslastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle?" Hulle het hom eenparig veroordeel. "Hy verdien die dood." Party van hulle het begin om op hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê: "Profeteer 'n bietjie." Ook die wagte het hom geklap toe hulle hom wegvat. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she stared at him and said, "You also were with Jesus, the man from Nazareth." But he denied it, saying, "I do not know or understand what you are talking about." And he went out into the forecourt. Then the cock crowed, and the servant girl, on seeing him, began again to say to the bystanders, "This man is one of them." But again he denied it. Then after a little while the bystanders again said to Peter, "Certainly you are one of them, for you are a Galilean." But he began to curse, and he swore an oath, "I do not know this man you are talking about." At that moment the cock crowed for the second time. Then Peter remembered that Jesus had said to him, "Before the cock crows twice, you will deny me 3 times." And he broke down and wept. Jesus,
En dadelik, die oggend vroeg, het die leierpriesters met die familiehoofde, skrifkenners en die hele Sanhedrin beraadslaag. Hulle het Jesus toe geboei, weggeneem en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus vra hom toe, is u die koning van die Jode? Hy antwoord hom, u sê dit. Die leierpriesters het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus vra hom toe weer, antwoord u niks nie? Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen u in. Maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. Tydens elke fees het hy vir hulle, op hulle versoek, een gevangene vrygelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas, wat gevange geneem is saam met die rebelle wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Die skare het na Pilatus gegaan en gereed gemaak om te vra, dat hy soos gewoonlik sal optree. Pilatus vra hulle toe, wil julle hê, dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat? Hy het immers geweet, dat die leierpriesters hom uit afguns oorgelewer het. Die leierpriesters het die skare egter opgestook, dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle die koning van die Jode noem? Hulle het opnuut geskreeu, kruisig hom. Pilatus vra toe vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle het nog harder geskreeu, kruisig hom. Pilatus wou die skare tevrede stel en hy het Barabbas vir hulle vrygelaat. Maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. They compelled a passerby who was coming in from the country to carry his cross. It was Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus. Then they brought Jesus to the place called Golgotha,
which means the place of a skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his clothes among them, casting lots to decide what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." And with him they crucified 2 bandits, one on his right and one on his left. Those who passed by derided him, shaking their heads and saying, "Aha, you who would destroy the temple and build it in 3 days, save yourself and come down from the cross." In the same way, the chief priests, along with the scribes, were also mocking him among themselves and saying, "He saved others. He cannot save himself. Let the Messiah, the King of Israel, come down from the cross now, so that we may see and believe." Those who were crucified with him also taunted him. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword, tot in die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, "Eloi, Eloi, lema sabachthani", wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat?" Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, "Kyk, hy roep Elia." Iemand het gehardloop, 'n spons met suurwyn deurweek, dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde, "Wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal." Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in 2 geskeur van bo tot onder.
Toe die centurio, wat reg oorkant hom gestaan het, hom sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik seun van God. Daar was ook vroue wat op 'n afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die moeder van die jong Jakobus en Joses en Salome. Dit is die vroue wat hom, toe hy in Galilea was, gevolg en bedien het. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar.
Vrydag, geskryf deur Karma Shaw. 10 vingers aan sy hande, 1 vir elke gebod. 'n doringkroon, 'n lendelap. Is dit die seun van God? 'n houtkruis teen 'n heuwel, 5 tone aan elke voet, bitterwyn en spykers, donker son en bloed. When evening had come, and since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself waiting expectantly for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate wondered if he were already dead, and summoning the centurion, he asked him whether he had been dead for some time. When he learned from the centurion that he was dead, he granted the body to Joseph. Then Joseph bought a linen cloth, and taking down the body, wrapped it in the linen cloth, and laid it in a tomb that had been hewn out of the rock. He then rolled a stone against the door of the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where the body was laid. Sweetly hear
Still by Jan Richardson. This day, let all stand still in silence, in sorrow. Sun and moon, be still. Earth, be still. Still the waters, still the wind. Let the ground gape in stunned lamentation. Let it weep as it receives what it thinks it will not give up. Let it groan as it gathers the one who was thought forever stilled. Time, be still. Watch and wait. Still.